Ekskuus, jy moet eers al jou benodighede bymekaar kry. Kom ons bid weer saam, voordat ons na die woord van die Here toe gaan. Here, ons is so dankbaar dat U ons almal wat stikkend was, kom heel maak het. Dankie vir die kruis. Dankie vir U groot genade, wat U die stukke bymekaar kom sit het op die regte tyd. En dat dit deur gebroke lewens soos ons is, wat U gekies het om die wêreld te verander. Dat U gesê het, ons sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees kom. En ons sal U getuies wees. En ons sal kan vertel van dit wat so stikkend was, dat ons nie geweet het watter kant toe nie. En U het ons kom heel maak. En nie net die mans nie, nie net die paas nie, elke een. U genade, U reddende genade, soos Paulus vir Titus geskryf het, wat aan alle mense verskyn het. Dankie daarvoor, Here, dankie. Dankie dat ons kan lewe, omdat U lewe. Dankie dat U kom stil staan het by ons, en hierdie genade wat ons nooit kan verdien nie. Net kom uitstort het op ons, en kom gee het vir ons. En dankie daarvoor, dankie dat U ons nie net as wese agtergelaat het nie, dankie dat U U Gees gestuur het, en dat U Heilige Gees in ons woon, en dat U nog steeds deur U kerk, deur U liggaam, deur U mense, besig is om hierdie wonderwerk, dat Jesus lewens heel maak, en stikkende mense gesond maak, en by mekaar maak. Dankie dat dit die voorreg van die kerk is, om hierdie boodskap te kan uitdra. Mag dit die boodskap wees wat ons altyd uitdra. Mag, ja, Here, ons besef, partykeer is dit zeer sekerlik nodig, om betrokke te raak by sosiale opheffing, en al hierdie ander mooi goed in ons samelewing. En dis wonderlik as ons by dit ook uitkom, maar Here Jesus, help ons om uit te dra die boodskap dat Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Mag dit die boodskap van die kerk wees, dat ons aan die wêreld sal vertel dat Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dankie dat U Gees beweeg en harte voorberei. Dankie dat U Gees in ons harte werk en ons voorberei om hierdie boodskap te dra na harte wat U reeds voorberei het. Gee dat ons paaie, hulle paaie sal kruis, en dat die wonder van die evangelie van die Here Jesus sal begin sin maak vir mense rondom ons, dat hulle vrede en rus in die Here Jesus mag vind. Here, baie dankie. Dankie dat U dit moontlik maak vir ons. Dankie vir al U goedheid, al U liefde, al U guns. Ons is oorweldig daardeur dat U stikkende, sondige mense in die hande kry, en ons kom skoonmaak, en ons afstof, en ons nuut maak, en ons 'n tweede kans op die lewe gee. Baie dankie daarvoor. Ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Nou, julle sal onthou, ons het verlede week het ons gesels met Pinkster Sondag, die belofte wat die Here Jesus gemaak het, daar in Lukas 24 vers 49, het hy vir sy disippels gesê, hulle moet teruggaan nou, nadat hy opvaar hemel toe, terug aan Jerusalem toe, daar moet hulle wag, en by mekaar wees, totdat hy, die Here Jesus wat opgevaar het hemel toe, totdat hy die belofte van die Vader sal stuur, om by ons te kom bly. En dit is presies wat gebeur het, dit is wat hulle gedoen het, en dan in Handelinge 1 vers 8 lees ons dan op Pinkster Sondag, het die Heilige Gees gekom, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria,
en tot aan die uiterste van die aarde. En dit is wat gebeur het. Ons het dit herdenk verlede Sondag en ons het gesê ons gaan julle nie die heel week besig hou nie. Dis die laat ons aangaan vandag daarmee. Dis hoofstuk 2 van Pinkster Sondag. Maar dit is wat die Heilige Gees kom doen het, om vir my en jou die werk van die Here Jesus 'n werklikheid in ons hart te maak. Hy gee vir ons die getuienis in ons hart dat ons aan hom behoort. Romeine 8 vers 16 sê vir ons, want die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kind van God is. Ek weet, ek was stikkend en Jesus het gekom en my nuut kom maak. Ek weet dit. Hoekom weet ek dit? Want die Heilige Gees getuig dit in my hart. En ek en jy kan nie 'n geestelike lewe begin sonder hierdie wonderwerk van die wedergeboorte wat die Heilige Gees in ons hart doen nie. Dis die oomblik wanneer ons sonde vergewe word deur die bloed van Jesus en ons naam word geskrywe in die boek van die lewe. Dis waar ek en jy oorgaan van dood na lewe, waar ons uit die duisternis gehaal word in 'n oomblikse tyd deur die werking van die Heilige Gees en ons kom in die wonderbare lig van God, soos Paulus vir ons sê in Kolossense. En dit alles gebeur op grond van die kruisdood van die Here Jesus, dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, en dit wat die Heilige Gees dan in my hart kom 'n werklikheid maak. En ons het verlede week gekyk in Johannes 14, hoe Jesus voordat hy kruis toe gegaan het vir sy disippels gesê en begin leer het oor die Heilige Gees. En vandag wil ek graag aangaan met julle daar in Johannes 16, waar Jesus gaan. Kom ons blaai daar Johannes 6 en dan lees ons saam van vers 5 af. Johannes 16 vers 5. En nou gaan ek, dit is Jesus wat hier praat met disippels, hy sê, en nou gaan ek na hom wat my gestuur het. Jesus sê vir die disippels, ek gaan terug na my Vader toe. Dit wat ek moes kom doen het, die 33 jaar wat ek die hemel verlaat het en myself kom verbind het tot al die beperkings wat 'n menslike liggaam het. Hy sê, dit kom nou ten einde. Ek gaan van hier af ons is in Jerusalem, ons gaan die Pasga vier saam met julle en dan gaan ek gekruisig word. Hy sê dan, ek gaan nou na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Vers 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy kom, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En hy, dit is nou die Heilige Gees, sal my verheerlik, omdat hy sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, sê Jesus, alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy, die Heilige Gees, dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Wonderlik. Is dit nie wonderlik? Om te hoor dat Jesus kom en hy sê, dit waarvoor die Vader my aarde toe gestuur het, is baie, baie naby om ten einde te kom. Hy sê, en dan gaan ek terug. En dan kom ek weer na julle toe. Ek stuur my Gees na julle toe, uit die hart van die Vader, die belofte van die Vader. En van daar af woon ek in julle harte, ek woon onder julle, ek bly by julle. Julle sal nooit weer alleen wees nie. Julle sal nooit iets meer nodig hê, om dit wat ek aan die kruis gedoen het, te laat uitwerk dag vir dag in julle lewe nie. En saam met dit, die feit dat die Heilige Gees kom, hy sal julle troos, hy sal julle leer, hy gaan vir julle krag gee, julle gaan my getuies wees. Alles wat ek moontlik kan doen,
dat my kerk op aarde gevestig word, los ek by julle. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Hy sê, hy's by ons, deur die werking van sy Heilige Gees. En dis wonderlik, ek wou hy sê in vers 5, en nou gaan ek na hom wat my gestuur het. Jesus het sy sending voltooi, en hy gaan terug na sy Vader toe. Vers 7 sê hy, ek sal julle ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig. Jesus sê dit is tot ons voordeel. Ek weet nie hoe die disippels gevoel in daai oomblik, toe hy dit vir hulle sê nie. Hy sê, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Ons het verlede week, ons het kortliks aangeraak. Hulle kon dit nie verstaan nie, want Jesus was omtrent altyd by hulle gewees. Wat 'n voorreg het hulle gehad. Maar daar waar Jesus was, is alwaar hy was net daar. As hy saam met Petrus en Johannes gesit het en hulle het koffie gedrink, of hulle het 'n broodjie geëet, of hulle het 'n vis gebraai, dan was Jesus net by hulle twee. En dis wat hy vir sy disippels sê. Hy sê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan en dat ek die trooster stuur, want dan is ek orals en by almal gelyke tyd. Ons het dit gesê ook verlede week, ek sê dit maar net weer terwille van nuwe gesigte wat bygekom het, dat tot daar was Jesus beperk in sy menslike liggaam. Ons kan dit nie verstaan nie, dit gaan ons verstand te bowe, dat God homself kon beperk tot 'n liggaam soos ek en jy, dat vir 33 jaar was hy net op een plek op 'n slag gewees. En natuurlik is dit dan tot ons voordeel, dat hy weggegaan het en sy Gees gestuur het, want nou is hy by ons almal. Is dit nie wonderlik nie? Dat ek en jy lewe in 'n tyd wat God in ons woon. Hy's in ons, hy's by ons, hy is saam met ons. En dit is hier wat hy vir ons sê in vers 7, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want solank as wat hy hier was, kon die trooster nie kom nie. Die trooster, ons het verlede week gesê, 'n goeie Engelse beskrywing vir die naam, die trooster, die Parakletos, is the one called alongside to help us and to encourage us. Dis die beste beskrywing vir die trooster, die comforter. The one called alongside to help us and to encourage us. En Jesus sê, dit is vir ons voordeel, dat hy weggaan, dat hy die trooster kan stuur, om langs ons te wees, om in ons te wees, om by ons te wees, om saam met ons te wees, om ons te help, om ons te bemoedig, om ons te leer, om ons met krag toe te rus. So die disippels het dit nie verstaan nie. Het kan nie beter wees vir ons nie. Hierdie is die beste. Hierdie is vir ons absoluut die beste. Vir hulle was dit die beste dat Jesus saam met hulle was. Maar vir ons is dit die beste dat hy opgevaar het hemel toe en sy Gees gestuur het. En nou het ons almal die beste, want sy Gees woon in ons en leer ons. En Jesus sê vir hulle, hy gaan terug hemel toe en dan stuur hy die Heilige Gees na ons toe. En nou, en dit is die wonder vir my van ons nuwe lewe in die Here Jesus. Nou is God se Gees oral. Ons ontmoet hom, ons ondervind hom, ons ervaar hom op tye en geleenthede en plekke wat ons dit glad nie verwag nie, want hy is oral. En dit maak die lewe vir my 'n avontuur om saam met die Here Jesus te kan gaan, want ons weet nie wat hy vir ons beplan het vir vandag nie. Ons weet nie wie hy oor ons pad gaan stuur nie, in watse situasie ons gaan kom nie, maar hy is daar en hy het dit voorberei en hy het sy krag in ons gesit, hy het sy Gees in ons gesit, dat ek en jy die lewe van die Here Jesus kan reflekteer na die situasie en die mense en die plek waarheen hy ons neem, vandag en môre en oormôre. Hy sê, wat gaan die Heilige Gees kom doen? Hy sê, nadat hy hom stuur, as hy kom, sê vers 8, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel. As hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel.
dit sê vir my, daar's hoop vir almal. Hy kom en hy gaan die wêreld oortuig. Elke een sal hoor en sal 'n geleentheid kry in sy lewe om die reddende genade van die Here Jesus te kan ondervind in sy lewe. Dis wat die Bybel vir ons sê. Titus 1 vers 11. Wat sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Ergens langs 'n mens se lewenspad kry elke mens 'n geleentheid om op een of ander manier te besef en te erken dat ek het behoefte aan verlossing uit my sondige toestand en 'n lewe in die Here Jesus is die nuwe begin vir my. En dit word toegepas deur die Heilige Gees, want hy het gekom om die wêreld te oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dis oop vir almal. God se genade is nie net hier. Ja, sorry, jy val buite. O nee, jy jou agtergrond wat jy het, jou van en waar jy vandaan kom. Nee, sorry. Ons kan jou nie akkommodeer. Nee. Vir die wêreld, hy kom om die wêreld te oortuig. Jy sien, wat hier gebeur is, die wet, wat vroeër geskryf was, eers op kliptafels en later op baie perkament, was beperk tot waar die wet was. Nou kom die Heilige Gees en Jesus sê, hy sal die wêreld oortuig. Hoe kan die Heilige Gees die wêreld oortuig nadat die wet in vervulling nou gekom het deur die Here Jesus in ons harte? En dis wonderlik, want hy's oral. So hy oortuig mense wat selfs nie noodwendig blootgestel is aan die Bybel soos ek en jy hom het vandag nie. In hulle gewete, in hulle gedagtes. Mense weet wat is reg en wat is verkeerd, wat is sonde en wat is geregtigheid. Daar's iets in 'n mens wat deel geword het, of nie wat deel geword het nie, wat toe die Heilige Gees gekom het, en dit is wat Jesus gesê het, is hy gaan ons oortuig, hy gaan die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hoekom dink jy maak kinders partykeer so, voor hulle gaan kwaad doen? Sien, laat sy ma vir hom gesê het, jy moet eers rondkyk voor jy kwaad doen nie. Daar's 'n oortuiging in sy gees, wat ek gaan doen is verkeerd, so ek kyk of iemand my nie sien nie, en dan gaan ek hierdie ding doen. Wat is besig om te gebeur? As hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. En dit is vir my en vir jou as mense wat hierdie ondervinding van wedergeboorte het, 'n wonderlike ding om te besef, ek en jy lewe in 'n wêreld wat die Heilige Gees besig is om harte en lewens en mense voor te berei, dat hulle raak ongelukkig, hulle raak ongeduldig, hulle raak baie keer desperaat, want hulle word oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Maar hulle weet nie wat om daarna te doen nie. En dis waar ek en jy inkom in God se plan. Want God se Gees in ons stel ons in staat, die krag van die Heilige Gees om sy getuies te wees waar ons beweeg. Dat ek en jy kan deur die krag van die Heilige Gees die instrumente wees, en ons is die instrumente deur wie God se lig skyn na hierdie wêreld. Dis God se plan. Dit was sy plan van die begin af, dat sy kerk, sy liggaam, die draer van die evangelie sal wees. Ongelukkig het ons op 'n punt gekom wat ons sê, hierdie is kerk. Ons kom sit op 'n Sondag, ons ontvang, en dan gaan ons huis toe, en dan karring ons net aan, en volgende Sondag kom ons terug, en ons kom ontvang, en dan gaan ons huis toe, en dan karring ons aan. Ons het vergeet, dat die Heilige Gees is besig om te werk. Jesus het hom gestuur, om die wêreld te oortuig van sonde en geregtigheid, van oordeel. En dat hy sy Gees in my en jou hart gestuur het, om hierdie wêreld te gaan vertel, dit wat jy ervaar, is die Here Jesus Christus, is die oplossing vir dit wat jy ervaar. Daai oortuiging wat die Heilige Gees bring in jou lewe, Jesus is die oplossing vir dit. Want hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy sê in vers 9, hy sal hulle oortuig van sonde, omdat hulle in my nie geglo het nie. Jesus het die mag van sonde
gebreek. Ek en jy moet dit onthou. Hy sê, en van geregtigheid. Hy sal die wêreld oortuig van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Jesus was die, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord nie, die embodiment van geregtigheid. As mense na hom gekyk het, het hulle gesien, hy is geregtigheid, hoe hy opgetree het, hoe hy gepraat het, hoe hy mense gesond gemaak het, dit was geregtigheid in aksie, hulle het dit gesien. Maar nou sê hy, die Heilige Gees gaan julle oortuig van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan. Hy sê, ek gaan hemel toe, ek is nie hier nie, hier's nie iets waarteen mense dit kan raak sien, iemand se geregtigheid en hulle eie ongeregtigheid, en dan besef, maar jy moet meer wees in die lewe nie. Maar hy sê, dis wat die Heilige Gees gaan doen, die Heilige Gees gaan ons kom oortuig, van geregtigheid, die geregtigheid, nie ons geregtigheid nie, die geregtigheid wat die Here Jesus vir ons kom toereken, daardie dag as hy ons kom red, wanneer ons sonde bely, dan kom dek hy ons toe met sy geregtigheid. Dis wat gebeur, ek en jy word geregverdig in die Here Jesus Christus. Daarna as God na my kyk, is ek geregverdig. Hy sien my in die Here Jesus Christus. En dis hierdie geregtigheid wat hy gesê het, waarvan die Heilige Gees die wêreld sal kom oortuig. Hulle kyk na my en jou. Hulle lees vir my en jou, hulle lees nie hulle Bybel nie. Hulle kyk hoe tree ek en jy op. En dit maak dat hulle dadelik besef, maar hier's iets anders in die lewe. Hier's iets meer. Die manier hoe hulle praat, die manier hoe hulle optree, die manier hoe hulle die lewe doen, is net anders. 'n Honger en 'n dors na geregtigheid is wat die Heilige Gees bring in die wêreld. En ek en jy moet die geregtigheid van die Here Jesus wys aan hierdie wêreld. Hy sê hy sal hulle oortuig van hulle sonde, hy sal hulle oortuig van geregtigheid, van sy geregtigheid en hulle ongeregtigheid. Hy sê en hy sal hulle oortuig van oordeel, omdat die owerste, en dis wonderlik, hy sal hulle oortuig van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Die Satan is verslaan. Punt, stop, klaar. Ons staan aan 'n oorwinnaar se kant. Wat hy sê, wanneer die Heilige Gees kom, gaan mense, en ons het dit ondervind, ek ondervind dit, ek kan baie goed onthou daai Saterdag aand, wat ek so oortuig was van my verlore toestand, dat dit al was wat in daai oomblik vir my saak gemaak het. Ek het besef, as ek nou my laaste asem uitblaas, is my geleentheid, wat ek gehad het, en alles wat met dit saamgegaan het, as ek nie vanaand hierdie saak met die Here regmaak nie, het dit vir my regtig gevoel, dit sal jou laaste kans wees. Ek sal nie weer 'n geleentheid kry om my lewe met God reg te maak nie. Wat was besig om te gebeur? Die oordeel. Daar was oordeel. Ek was skuldig verklaar voor God. Maar weet jy hoe wonderlik was dit vir my om daai aand te kon sê, Here, ek bring alles. En daar was baie in my lewe wat ek daai aand by die kruis van die Here Jesus gelos het. En ek het daar opgestaan, 'n nuwe mens. Ek kon mense in die gesig kyk wat ek skade aangedoen het. Ek kon teruggegaan het, ek kon hartseer gaan probeer regmaak het wat ek veroorsaak het. Maar wat het gebeur? Daar was oordeel. Ek het daardie aand besef, Here, ek staan skuldig voor U. Ek behoort aan die Satan en ek doen wat die Satan vir my sê om te doen. En U kom in 'n oomblik se tyd. En U kom maak my vry daarvan, want die owerste van hierdie wêreld is geoordeel. Jesus het oorwin. Dis die wonderlikste boodskap wat ek en jy vir mense kan sê. Jy hoef nie verder in jou sonde voort te ploeter. Jesus is die oplossing. Jesus kom maak ons vry. As die Seun julle vrygemaak het, dan sal julle waarlik vry wees. Dis die werk van die Heilige Gees. Dis waarvan hy ons oortuig, dis wat hy kom doen in mense se lewens. Vers 13 sê vir ons, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Gees van waarheid, en hy sal julle lei in die hele waarheid. Vir die disippels was hierdie 'n baie besonderse belofte wat hy gemaak het aan hulle. Dat hy het gesê, die Heilige Gees sal julle
in die hele waarheid lei, en hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat julle hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Baie direk aan die disippels, en ons vind dit, hier is die bewys daarvan. Die Nuwe Testament, want dis wat gebeur het, dis wat hulle gedoen het. Hulle het gaan sit, hulle het die woorde van Jesus uit die Heilige Gees na hulle toe gebring. En die skrif is deur God ingegee, dis geïnspireer deur die Heilige Gees. En Johannes het gaan sit, en Petrus het gaan sit, en Markus het gaan sit, en ander disippels van die Here Jesus, Lukas wat later nie een van die 12 was nie, maar hulle het kom sit en hulle het geskryf, die Heilige Gees het, die Gees van die waarheid, hy het hulle in die hele waarheid gelei. En hy het nie uit homself gespreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek van die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dis presies wat gebeur het, die Heilige Gees het hierdie manne geïnspireer om hierdie woord vir ons te skryf en dit aan ons oor te dra. Maar dit beteken baie meer vir my en jou vandag. Is baie keer dink ons, hoe gaan ons ooit geestelik volwasse word? Weet jy, dis baie eenvoudig, spandeer tyd saam met Jesus. Dis regtig, ons wil dit baie keer vir ons moeilik maak, ek moet dit gaan doen, ek moet dat gaan doen. Wanneer hy gekom het, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Wat het ons gelees verlede week? Johannes 14 vers 26, kan ek dit gou vir julle lees? Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy sal julle alles leer en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Waar gebeur dit? Waar word ons herinner aan alles wat hy gesê het? Waar leer die Heilige Gees vir my en jou om hierdie waarhede toe te pas? Wanneer ons tyd saam met Jesus spandeer. En ek is nie om jou en my op 'n guilt-trip te sit nie, want niemand van ons spandeer genoeg tyd nie. Maar ek wil vir jou sê, as ek en jy wil lewe, soos die Here Jesus wil hê ons moet lewe, en ons wil graag hê die Heilige Gees moet ons leer in die volle waarheid, dan moet ek en jy ons neuse gaan druk en ons tyd gaan skeduleer, dat ons Bybel lees en ons Bybelstudie vir ons een van ons prioriteite word. Want ons lewe in 'n tyd waar daar is soveel wonderlike kennis en media en al hierdie goed is beskikbaar. Maar ek wil vir jou sê, hulle vervang baie maklik die woorde van die Here Jesus, want hy sê die Heilige Gees sal ons leer wat ons nodig het. Ek het al by mense gesit, ek onthou een so oom, daar in Klein Willem se omgewing, 'n eenvoudige boer. Maar as hierdie oom gepraat het, om Tielman Nieuwoud, as hy gepraat het, het ek aan sy lippe gehang. Hy was iemand wat deur die Here geleer was. Hy was skool, daarna het hy gaan boer. Hy was 'n boer gewees. Hy het baie geweet van die lewe, hy het baie geweet van boerdery, hy was baie suksesvol, maar ek wil vir jou sê, hy het baie van die Here Jesus geweet. Ongelooflik baie. As hy sy mond oopgemaak het, was dit amper, wil ek sê, wat uitgekom het. Jy het gevoel daarna, as ek in die aand in my bed gaan klim, het ek gevoel, ek was saam met Jesus gewees. Die Heilige Gees het hom geleer, want ek het een keer vir hom gevra, oom Tielman, wat lees jy? Toe sê ek, lees maar net die Bybel. Ek sê nie, maar boeke, jy weet wat, hy sê, ag, ek het so af en toe Andrew Murray boeke en 'n ding gelees. Hy sê, maar dit het vir my so lank gevat voor hulle uitkom by die Bybel. Hy sê, toe ek my eintlik besluit, ek gaan nou maar net die Bybel begin lees. En dis die waarheid, ons moet maar net die Bybel begin lees. Want dit is waar hy kom. Wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want ek wil vir jou sê, dis deur sy woord te lees en te luister, te hoor, wat die Gees hierdie goed toepas aan ons. Wanneer ek geestelik stil staan in my lewe, kan ek dit gaan toepas. Ek kan kyk klokslag, en ek was nog nie een keer was dit verkeerd nie. As ek gaan stil staan geestelik en dit gaan met my moeilik, dan besef ek, my prioriteite het geskuif.
En ongelukkig is dit so, dat ons lewe in 'n wêreld wat 'n geweldige klomp goed vereis en baie balle na ons kant toe gooi. Maar ek en jy moet seker maak, dat voor ons enige ander bal vang, ons besig was met die woord van die Here. Want u woord is 'n lamp vir my voet, dis 'n lig vir my pad. Here, dis u woord wat vir my lei, dis u woord wat vir my leer, dis u woord wat vir my die waarheid oopbreek. Die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Maar dan beteken dit ek en jy moet die geleentheid skep waar ons besig raak met God se woord. Vers 14, wat sê Jesus, wat sal dan gebeur wanneer ons so besig raak met sy woord, wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons leer, wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons in die volle waarheid lei? Wat is die proses van waarheid? Dis iets wat ek nie weet nie, dis iets wat ek ontdek, dis iets wat die Heilige Gees na my toe bring, en dan, wat moet gebeur? Ek moet 'n keuse maak, ek kies, ja. As die Here iets aan my kom openbaar, dat dis die manier hoe hy wil hê, ek moet hierdie ding aflê, dis tot oneer van hom, dan kom wys hy dit aan my, hy bring dit na my hart toe, die Heilige Gees oortuig my, maar op die uiteinde is dit my keuse. Ek wens partykeer amper ons het nie 'n keuse gehad nie. Ek dink dit sou ons baie ellende gespaar het, maar reg van die begin af het God gesê, hy soek nie robotte nie, hy soek mense, manne en vrou wat sê, Here, ek kies U, ek dien U omdat ek U lief het, ek kies dit. En dan moet ek kies om die verkeerde vaarwel te roep, en dit is nie altyd net sonde nie, daar is baie keer dinge wat te veel van ons tyd het, en dan moet ek sê, Here, ek het net 24 uur in 'n dag. En as ek nou 'n tydjie saam met U woord wil spandeer, dan gaan dit beteken, ek moet iets minder doen. Ek moet een ding baie minder doen, of ek moet dalk 4 dinge, elkeen 'n bietjie minder doen. Wat dit ook al is, waarvan die Here my hoor, dan moet ek dit toepas. Ek maak die keuse. Die Here bring my, die Heilige Gees bring ons tot op daai punt, en dan is die keuse myne en joune, wat ons hiermee gaan doen. Vers 14, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy kom maak die Here Jesus 'n werklikheid in ons, terwyl ons na sy woord is, terwyl ons kyk, hy neem uit wat aan hom behoort, aan Jesus behoort, en hy maak dit 'n werklikheid vir ons. Wanneer gebeur dit? Wanneer ons tyd spandeer saam met hom. Dit gebeur nie as ek net besig is met my eie dinge en so, ek luister na my 35 sekonde devotion gou, en dan dink ek, daar's ek is reg vir die dag, ek het die boksie getik, ja, nou is die Here happy met my nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie, ons verdien nie die Here se genade nie. Dis nie as ek dit doen en dit doen en dit doen en dit doen, dan sorg die Here vir my, en as ek nie dit en dit doen nie, dan, ons het partykeer so ding, jy weet, die Here beloon net goeie gedrag, en mooi so, en dan staan hy aan die ander kant met 'n stok, en as ek hier verkeerde tree, ons dien nie so God nie, hy's lief vir ons, maar weet jy, hy begeer dat ek en jy sy beeld sal uitdra, en hy wil hê, dat ek en jy sal kies, om vir hom die geleentheid te gee, om homself aan ons te openbaar, en met ons te werk. Hy sal my verheerlik, ons het dit verlede week gesê, ook ek herhaal dit net weer, ons lewe in 'n tyd waar daar baie snaakse klemverskuiving gebeur het, so 'n tyd gelede, na die Heilige Gees toe. Dis net die Heilige Gees, die Heilige Gees. Jesus het gesê, die Heilige Gees kom, ek stuur hom, is die belofte van die Vader, maar hy sal my verheerlik. Dit gaan oor die Here Jesus. Dit gaan oor die Here Jesus Christus. As die klem op die Heilige Gees val, wil ek vir jou sê, die klem val op die verkeerde persoon in die drie-eenheid. Want Jesus het gesê, die Heilige Gees sal my verheerlik, omdat hy sal neem wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Die klem en die fokus val altyd op Jesus. Altyd, altyd, altyd. It's all about Jesus. Die Heilige Gees verheerlik die Here Jesus. Dis wat hy wil hê in my en jou lewe. Ons fokus moet wees op die Here Jesus. En dan in hierdie laaste vers sê hy, alles wat die Vader het is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het
is myne. Jesus sê, dit wat God die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy, die Heilige Gees, sal dit neem wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Een met Jesus, een met die Vader, een deur die Heilige Gees. Dis die belofte van die Vader vir my en jou. Dis wat hy vir sy disippels gesê het, gaan wag daar in Jerusalem, en ek kom weer na julle toe deur die Heilige Gees, en daarna sal die wêreld kennis neem, dat julle, hulle kan nie hulle vinger daarop sit nie, baie keer kan hulle nie hulle vinger, maar hulle weet, iets is anders. Iemand is anders. Hoekom? Want die Heilige Gees wat God gestuur het gekom in ons, met ons, saam met ons. Hy neem dit wat die Here Jesus gesê het, sy woord, maak hy lewend, maak hy werklik vir my en jou. Hy help my en jou om dit te verstaan. Hy help vir my en jou om dit toe te pas in ons lewe. Dat ek en jy, ons het dit verlede week ook gesê, die mees entoesiastiese Christen kan wees op hierdie planeet. Want skielik maak dinge vir ons sin. Baie dinge maak vir ons sin. Baie maak nie sin nie. En ons gaan eers eendag in die ewigheid, gaan ons van baie van hierdie goed, gaan vir ons begin sin maak. Maar ek wil vir jou sê, jou benadering na elke dag moet wees. En die aand as ons gaan slaap, moet ons eintlik so opgewonde wees, wat ek sê, ek kan nie slaap nie. Want môre is 'n avontuur saam met die Here Jesus, want sy Heilige Gees is besig om die wêreld voor te berei. Sy Heilige Gees is besig om my voor te berei. Hy sê daar's 'n behoefte in daai wêreld. Hy gee vir my die oplossing vir die behoefte. So wat gaan gebeur? My dag vandag, ergens gaan ek met behoefte te doen kry. En dit maak my opgewonde, want die Here Jesus kan deur 'n nietige mens soos ek en jy werk. En dis hoe hy gekies het om dit te doen. Dis die werk van die liggaam, dis die werk van die kerk. Dit is hoe die Here Jesus sy koninkryk kom bou in hierdie wêreld. En ek en jy het die voorreg om deel te kan wees. Ja. Ons doen dit nie op ons eie nie. Sy Gees woon in ons. Sedert Pinksterdag woon sy Gees in ons hart. Die dag wanneer ek tot bekering kom woon sy Gees in my hart. Hy leer my alles van Jesus. En dan gee hy vir my die krag om te gaan vertel van die Jesus wat alles vir my gedoen het. Al wat ek en jy hoef te doen, is vol te wees van die Heilige Gees en toe te laat dat mense agterkom die Here Jesus het ons verander. Ons was so, ons is nou so. Hoekom maak hierdie ou so? Dis 'n krisis. Ander ou sou in sak en as gaan sit het. Ja, daar's hartseer, daar's teleurstelling, maar hierdie mense kom op hulle stand. Hoekom? Hoekom doen julle dit? Nee, ons is maar, nee, vertel hulle, die geleentheid daar is. Kom ons, die oortuiging wat die Heilige Gees bring, kom ek en jy is die een wat die waarheid neem, soontoe om die wêreld te gaan verander. Dis weer 'n keuse, wat ek en jy moet maak. Want in daai oomblik is dit maklik om sommer maar net die geleentheid te laat verbygaan, of om te besef, wow, ek het die krag van die Heilige Gees, daarom is ek 'n getuie. In Rivera, in Waverly, in Annie Schultz, in waar ook al. Party van ons is baie ver, ons weet hoekom is hulle getuies waar hulle is in Arabië. Ander van ons is in Pretoria. Sodat ons die lig van die Here Jesus kan laat skyn. En om te besef, dit voel partykeer vir ons is 'n onbegonne taak. Die duiwel vir ons sê, dit wat ek en jy doen, maak nie saak nie. Die Bybel sê, hy's geoordeel, hy's verslaan, die duiwel het nie 'n sê nie. Hierdie is God se koninkryk. En God se Gees werk in hierdie wêreld, God se Gees werk in my en jou. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees ons lei na hulle wat behoefte het daar buite. Kom ons dra die lig van die Here Jesus. En dit moet ons so opgewonde maak, dat ons amper in die nag nie kan slaap nie. Om te besef, môreoggend, I'm gonna hit the ground running. My oë en my ore gaan oop wees, om te sien waar God my wil gebruik in hierdie dag wat voor lê. Want ek en jy het die Heilige Gees in ons. Al die potensiaal wat God kon, het hy in ons kom sit. En die Heilige Gees leer my en jou meer en meer en meer en meer van Jesus. En wanneer ek en jy kom in 'n situasie wat ons nie gaan weet wat om te sê nie, moenie bang wees daaroor nie. Hy sê hy gaan ons herinner aan alles wat Jesus gesê het. Daai gedeeltes, hulle gaan terugkom. Ons gaan antwoorde hê vir die wêreld. Kom ons wees opgewonde
en ons lewe. Kom ons maak die indruk in die wêreld wat die kerk behoort te maak na Pinkster. Want God se Gees woon in. Kan ons entoesiasties wees hieroor? Ja. Here Jesus, baie dankie. Baie dankie vir u Gees. Dankie dat u gesê het, dis tot ons voordeel dat u opgevaar het hemel toe. En ons besef dit. Here, as ons kyk na hierdie dinge, dan is dit tot ons voordeel. Dat u in ons harte woon, dat u ons in die volle waarheid lei, dat u ons herinner aan al die woorde van die Here Jesus, dat u ons lei, dat u ons voetstappe rig, dat u die arbeidsveld rondom ons voorberei, dat u die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hulle weet, in 'n tyd wat ons so sukkel om te onderskei in die wêreld tussen reg en verkeerd, Here, dankie dat u Gees mense oortuig. Hulle het baie keer 'n agenda wat hulle doen, maar in hulle hart weet hulle dis verkeerd. Dankie dat u Gees oortuig en dat u ons juis uitstuur na hierdie wêreld wat u klaar voorberei het. U sê vir ons, die oes is gereed. Dis die arbeiders wat die probleem is. Dis nie die oes wat nie gereed is nie. Daar's nie arbeiders nie, daar's nie mense wat gaan om dit in te samel nie. En toe sê u, die oplossing hiervoor is, u gee u Gees in ons, dat ons met krag kan gaan en hierdie oes gaan insamel. Nou help ons daarmee asseblief, Here Jesus, om hierdie verantwoordelikheid te neem en te sê, die oes is ryp, die lande is wit daar buite. Ons gaan as arbeiders, Here, omdat u Gees ons toeberei en ons gereed maak om ons lig te kan laat skyn in 'n donker wêreld. Help vir ons terwyl ons dit doen, Here Jesus, dat ons sal agterkom, soos u woord vir ons sê, ons is medewerkers met God en lede van die huisgesin van God. Here, dis so amazing dat ons werk saam met u. Ons woon in u huis, u woon in ons. Ons is een. Dankie daarvoor. Mag ons so lewe dat die wêreld u in ons sal raak sien deur die werke